Ons is hierdie week by Nampo met die bekendstelling van die nuwe 9 RX reeks trekker wat ons in die mark wil bekendstel. Ons is baie opgewonde om vir die mark te vertel wat hierdie trekker kan doen en hoe dit by jou boerdery kan inpas. So gepraat van hoe dit by jou boerdery kan inpas. Vir watter tipe produsent is hierdie knakkertrekker met sy risperbande en kragtige enjin spesifiek ontwerp? So hierdie trekker is geskik vir produsente wat hulle werk vinniger wil doen op 'n redelike groot skaal en vir produsente wat seker wil maak hulle kry hulle saad in die grond en hulle kry grondbewerking bitter vinnig gedoen. Ons het besef dat die venster vir produktiwiteit baie korter geword. Ons het nie meer die leksheid om oor 2 of 3 maande produktief te wees nie. En ons klante se vensters is baie korter. Nou met korter die vensters het ons groter implemente en groter trekkers nodig met meer perkrag en die 9 RX gaan dit vir jou bied met sy risperbande wat meer krag op die grond gaan sit en meer flotasie gaan hê wat beteken minder kompaksie en meer effektief vir ons kliënte. Kom ons gesels bietjie oor die tegnologie, want ek weet dit is gewoonlik 'n groot ding. John Deere altyd eerste in die mark met die nuutste tegnologie. Waarna kan produsente uitsien in terme van werkverrigting en gemaak? So ons praat altyd van tegnologie en almal dink altyd dis die tegnologie in die kajuit of die tegnologie op 'n rekenaar. Maar as ek praat van tegnologie op hierdie trekker, John Deere het hierdie trekker ontwikkel vir een doel en een doel spesifiek en dis weer eens om produktiwiteit op te kry. Nou as ons praat van tegnologie nommer 1, John Deere het 'n nuwe enjin ontwerp om in hierdie trekker te sit. Dis 'n 18 liter 6-silinder John Deere engine wat verrig en gewerk gaan word vir die landbouapplikasie spesifiek. Met dit het ons ook 'n nuwe E18 of E21 transmissie gekry wat ons in hierdie trekker ingesit het om seker te maak die klante beweeg baie meer gemaklik om die veld. Tegnologie gewys in ons kajuit het ons al ons tegnologie wat ons huidigelik in ons ander implemente of ons ander portfolio's het. En dit maak seker dat ons kliënte die data kan vang en die data kan gebruik om slimmer te boer op die einde van die dag, om daai data te gebruik om met hulle ander produsente en hulle ander verskaffers te kan praat om beter besluite te maak wat seker gemaak hulle is meer produktief, ons kliënte meer winsgewend te maak. Ja, ons praat van winsgewendheid. Hierdie trekker is 'n groot kapitale belegging vir 'n produsent om te maak. Vertel ons gee ons 'n bietjie agtergrond oor die ontwikkeling van hierdie majestueuse masjien. En dalk ook hoekom dit belangrik is in terme van John Deere wat markleiend is met die nuutste beste en die tegnologie wat daar aangaan. Ek dink dit is belangrik vir ons verskaffers, ons produsente om te weet dat John Deere streef altyd daarna om ontwikkeling te doen en seker te maak ons is altyd een stap voor. Hoe doen ons dit? John Deere spandeer enigiets tussen 1 en 1.5 miljoen dollar per dag wêreldwyd aan navorsing en ontwikkeling. En daai navorsing en ontwikkeling is om seker te maak ons produsente kry altyd die beste produk teen die regte tyd om vir hulle beter besluite te maak. John Deere besef dat die kliënte se winsmarges raak al hoe kleiner en dis hoekom ons tegnologie en nuwe masjiene ontwikkel om seker te maak dat hulle beter besluite kan neem weer eens wat dit vir hulle makliker gemaak om meer winsgewend te wees op die einde van die dag. En het julle goeie terugvoer al gehad? Ons het goeie terugvoering gehad van kliënte af, as kliënte wat belangstel wat baie navraag gedoen het en die kliënte is opgewonde om te sien waar hierdie trekker in staat gaan wees en hoe dit by hulle praktyk gaan inpas. So na Nampo gaan ons hierdie trekker in die veld sit. Ons gaan hom toets, ons gaan hom verifieer en ons gaan seker maak ons produsente weet wat is die waarde wat uit hierdie trekker uit kan kom. Man, baie dankie vir jou tyd en insig en ons sien uit daarna om te sien hoe werk hierdie masjien op die lande. Baie dankie.